you. Boom, 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 moving up and down again. There's no discharge in the wall. Right. To think of something different. Oh, keep me from going lunatic. Boom, 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 moving up and down again. There's no discharge in the wall. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. Okay. Just cash out of my Just cash out of my wrist. Just cash out of my wrist. Sweat wave on my wrist. Just upgrade my game. Just upgrade my slang. Just upgrade my state of shot. Just like the AP still can tell the time. I call up the truth and we ride. Ons 2026 kampioen. Go by my man! Just cash out of my wrist. Sweat wave on my wrist. Fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Oh, see how I live with every piece of you. Oh, don't underestimate the things that I will do. Oh, there's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I heard
open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrows into treasured gold. Lay me back in time and reap just what you sow. Your sweet tears rolling in the deep. The name cantare comes from the Italian word meaning to sing, and the singing lies at the very heart who they are. Cantare is an elite choir made up of between 40 to 50 of the finest singers in our school. Membership is by selection, and each singer demonstrates not only musical excellence, but also dedication, discipline, and a deep commitment to artistic growth. The choir is conducted by our head of culture, Ms. Marissa von Mollendorf. She will be speaking to you a little bit later. So I think they deserve another applause. Goeienaand dames en here, my naam is Arno Blom, ek is een van die departementshoofde by die skool en ek gaan saam met julle so 'n bietjie praat oor ons geliefde blou skool vanaand. So ek wil vra dat ons net die aand op die regte manier begin en net gou ons oë toemaak asseblief. Heavenly Father, we thank you for the special day and for the opportunity to gather here tonight. Thank you for each grade 7 boy present. Thank you for the gifts, talents, and potential you have placed inside every one of them. We also pray for their parents, give them patience, strength, and joy as they support and encourage their sons. Amen. So, ek hoop julle het bietjie die ervaring beleef vandag van Boyside, vandat julle by die hekke ingestap het. Ons is nie daai tipe skool wat verskriklik groot gaan met vuurwerke en ballonne en helikopters wat kom land en vir jou half iets wys wat ons nie is nie. Dit wat jy vandag gesien het, ek het vroeër vir ouers ook gesê, op 'n maandag as jy instap, as hulle die orkes soos hulle daar op die gras gespeel het, sal hulle daar onder in die hoek oefen by die musiekblok. Die seun sal tatsie speel na ete van die koshuismanne en hier sal dalk nog 'n paar manne in die gym ook rondhang wat nog daar oefen. So dit is basies hoe Boyside lyk elke dag. Ek wil gou vra die graad 6 seuns, kan julle gou julle hande opsteek vir my? Wie is almal graad 6 wat hier so is? En graad 7 seuns? Almal graad 7. Dan kan ek gou vir jou vra wat hier so sit. Oom, gaan jy nie op die spot sit nie, maar so klein bietjie. Staan gou vir my op asseblief. Sê gou vir my, wat is jou naam? Tristan, wat se jaar is jy gebore? Are you English? Sorry. What year were you born? And 13. Okay, now that's the year that I started at this school. Okay, so if I tell you something tonight, it's the same length that you've been on earth, I've been at this school. Okay, so you can believe me. Nee, Tristan, quickly come here. I want to give you something. Kom ons geef hom 'n lekker hande klap. Dit is maar moeilik as 'n oom so skielik net so jou uit die mense uitdruk. So ons gaan vinnig die program vanaand probeer deurgaan met julle. Dis baie moeilik natuurlik om vir julle te wys wat ons alles doen by die skool in 'n uur se tyd, maar ons wil graag julle so 'n bietjie deel maak van wat ons is en waarvoor ons staan. So ek gaan sommer wegval
met die eerste enetjie. Ons is verskriklik trots op ons graad 12 groep van verlede jaar, 2025 graad 12 groep. Ons het regtig uitstekende uitslae gehad. Die twee goed waarop ons seker die meeste trots is, ons het geëindig op die WKD se top 20 lys. So dis vir die skole hier in die Wes-Kaap. En dan het meneer De Vries ook opgevlieg en vir ons 'n prys gaan haal daar in Pretoria, waar Solidariteit vir ons pryse gee het vir deel van 'n top 20 skole akademies nasionaal. En dit is seuns, meisies gemeng, dis al die skole in Afrikaanse skole in die land. En ons is op daai top 20 lys. En dan is ons natuurlik op ons topkandidaat Michael Peers. Julle kan daar sien 7 onderskeidings en 96.5%. En dit in vandag se tyd in matriek moet nogals glo my, jy moet weet wat jy doen. Ons gaan probeer deur die aand 'n bietjie video's vir julle wys. Julle gaan ook die heel aand net na my hoef te luister nie. So ons het so 'n paar van ons graad 8s nou die week afgeneem vir hulle 'n bietjie gevra hoe's hulle ervaring sover in Boys High en ek wys gou vir julle die video. There's a specific kind of pride that comes with being a Boys High. It's not just about the school, but it's about the brotherhood. Dit is meer as net skool toe kom, dis 'n familie, dis broederskap, ons staan agter mekaar. En dis regtig gebalanseerd tussen akademie en sport. En jy maak memories wat jy nooit sal vergeet nie, soos die prestige en interskole. Ek hou van die tradisie en broederskap wat hierdie skool het. By hierdie skool gaan jy deel raak van baie tradisies en ek dink julle sal die skool baie geniet. Dis 'n baie gebalanseerde skool met akademie, kultuur en veral in sport. Wat is lekker vir my van Boys High? Die feit dat almal net vriende is. Boys High. Boys High has good scholarship and sportsmanship. Wat Boys High spesiaal maak vir my is die eenheid. Ons is almal een en die broederskap tussen ons almal. My favorite part about the school is the tradition. The pride and passion they put into each cultural and sports activity, the tradition of the school, and all the cultures that will go on forever and forever. Boys High's brotherhood and traditions mean everything to me. Boys High's traditions are very special to me, of the leadership, partnership, and traditions that they can show you here. Vir albei prestige het ek gesien dat ons almal bymekaar kan kom en lekker vir al die gees wat ons bymekaar met mekaar show. Boys High's baie belangrik vir my, van die hoeveelheid respek wat hulle vir ander mense toon. Dis baie lekker. I love that being a part of something that is much bigger than myself, a legacy that will continue and carry on until even after I leave. That is what they said a month after being here. So imagine what they're going to say in 5 years time. So met hulle in gedagte gaan ek graag ons graad 8 graadhoof, meneer Tersius van Sail, hy gaan gou 'n paar woorde met julle praat. Dankie meneer. Good evening, ladies, gentlemen, and grade 7 and grade 6 boys. Welcome to Paarl Boys High. I think that's the only school you want to be a part of if you want to become a well-balanced young man. Ons lesse in Boys High is tandem, circulus, arbor, fit. Ek wonder of een van hierdie jong manne dit vir my kan sê wat dit beteken. Hy man met die gimbaadjie aan. Jy is op die regte pad, amper so. Dit beteken die twygie word uiteindelik 'n boom. Nou daar's natuurlik verskillende maniere waarop die twygie 'n boom kan word. En in Boys High gaan dit op 'n baie gebalanseerde manier plaasvind. Ek gaan nou nie verder uitbrei daarop nie, maar ek kan nie verseker dat die woord balans gaan u vanaand nog baie hoor. Ons glo daaraan om ons seuns deel te maak van die Boys High ethos van goeie gedrag, goeie leerlingskap en goeie sportmanskap. En ek sê dit spesifiek in daardie volgorde, want sonder goeie gedrag en dissipline kan geen seun 'n goeie leerling wees en 'n goeie sportman wees nie. In Boys High raak elke seun deel van 'n span. Elke seun word deel van 'n kultuur en elke seun word deel van 'n skool waar respek, verantwoordelikheid en eerlikheid ernstig opgeneem word. We are proud of the way our boys conduct themselves wherever they are. After we have competed against other schools, it's quite normal for Boys High to receive letters from parents of those schools congratulating us, not on the results, but on the behavior of our boys. And that is why we believe that true success is not always measured by marks on a report, but it is measured by your character. The way you treat other people, the way you stand up when things get tough, and the way you learn to take responsibility for your own actions. En dit is daai drie goed is iets waaraan ons in Boys High baie aandag aan gee.
So ouers, as u die besluit neem om u seun hier in te skryf, moet u besef dat u vir die res van u lewe deel word van die Boys Eye familie. En wat 'n groot voorreg is dit nie. Grade 6 and 7 boys, good luck for the rest of your primary school years, and we hope you make the right choice about where you will spend your high school years. Geniet die aand saam met ons verder. Baie dankie. Baie dankie meneer Van Sail. Sien ons nog steeds 'n paar manne wat die 6-7 opgetel het. Ek gedog ons is al verby hom. Hallo Boys Eye familie, dit is Franco Honnie van die Leeu's, matriek 2017. Ek het Boys Eye gekies vir die waardes waarvoor dit staan, die broederskap en die jarelange vriendskapbande wat gevorm word. Dis 'n unieke geleentheid en ek dink jy sal glad nie verkeerd gaan om Boys Eye te kies nie. So aan die toekomstige Boys Eye'ers, vat die kans, jy gaan definitief nie spyt wees nie. Boys Eye bo. So Franke was vir 4 jaar in my registerklas gewees. En dis hoekom ek die video gewys het. En julle sal sien hy was 2017 matriek en ons het nog steeds daai WhatsApp groep van sy jaargroep wat matriek was. En hulle sê nog steeds vir mekaar geluk met verjaarsdae. Dis een van ons top oud studente, maar dit wys dit vir jou iets van die broederskap en iets van wat die ouens, hulle los nie die skool as hulle klaar is met die skool nie. Dit bly deel van jou bloed en deel van jou DNA vir die res van jou lewe. En dis baie van hierdie seuns wat gevorm word. Baie van hulle gaan deur moeilike tye in hoërskool ook en dan het ons gelukkig personeel wat daai ouens opvang en met hulle werk en met hulle praat. En dis hoekom ek ons volgende personeel wat ek gaan oproep is Juffrou Karina Jansen van Rensburg wat ons skoolberader is en dan Juffrou Jana Bos wat ons maatskaplike werker is en hulle gaan net so vinnig vir julle ietsie vertel van wat hulle doel is by die skool en dan sal ons daarna weer aangaan. Goeienaand ouers en seuns. It is truly a privilege for me to welcome you to Paul Boys Eye tonight. Soos julle gehoor het, ek is Karina Jansen van Rensburg, ek is die skoolberader. En my rol by die skool is om elke seun in hierdie skool te help om nie net akademies te groei nie, maar ook persoonlik en emosioneel. High school is a significant season of becoming. Discovering who you are, what you stand for, and what kind of man you would like to be. Dit is 'n tyd van groot ontwikkeling, maar vir sommiges en ook net sekere tye kan dit dalk 'n bietjie uitdagend wees. Die seuns kan die druk ervaar en daar kan baie onsekerhede wees. En daarom is ons kantoor 'n veilige hawe vir die seuns. It is a space where the boys can talk, they can ask questions, they can struggle healthy, they can struggle real, they can sit with us and we can teach them healthy coping skills. We focus on emotional well-being, resilience, healthy identity, and a responsible way of making decisions. That is very important for any high school boy. Ouers, ons glo in vennootskap. As die skool in die ouers hande vat, dan kan u kind nie anders as om te floreer nie. I hope that you can imagine your boy thriving here, growing emotionally, personally, and academically. Thank you for considering Boys Eye as the first step in his new journey. Manne, hierdie is 'n groot taak wat op julle skouers is. Hierdie is 'n lewensveranderende besluit wat jy moet neem. Maar jy moet onthou dis jou besluit. Jy moet kies in watter skool jy die gelukkigste gaan wees. Ek gee nou oor aan my assistent, Juffrou Jana Bosch. Baie dankie. Goeienaand dames en here en hopelik ons toekomstige graad 8's. My naam is Jana Bosch en ek is die skool se maatskaplike werker. One thing you need to know about Paul Boys Eye is that we understand that a boy does not live his life at the gates of this school when he enters. Hy bring sy wêreld saam met hom. Sy huis, sy vriende, sy uitdagings en sy drome. My role is to support boys and families when life feels a little bit too overwhelming. Dit kan gaan oor vriendskappe, gesinsveranderinge,
druk, konflik of enige sosiale en persoonlike uitdagings wat 'n invloed op jou seun se funksionering of selfs jou familie se funksionering het. We believe in early support and practical guidance. Sometimes a conversation at the right time makes all the difference. Aan die ouers, we value open communication and confidentiality. Asseblief, moet glad nie skaam wees om vir ons 'n e-pos te stuur of aan ons deur te kom klop nie. Ons werk professioneel met deernis en ons dra regtig waar altyd die beste belang van julle seuns op ons harte. Aan die voornemende seuns, en as julle een ding onthou van my klein praatjie vanaand, moet dit asseblief dit wees. Asking for help is not a weakness, it's a really big strength. Here you will be supported to grow into young men of integrity, courage and character. Baie dankie dat julle vanaand hier is. We look forward to possibly welcoming you into the brotherhood. Dankie. Hey, dankie vrouens. A few weeks ago I went to fetch a document in the office and there was a boy that walked out and he looked emotional, almost looked like he was crying. And then I asked him, is the poor boy okay? And they said, yeah, no, he's okay. There's just problems between him and his girlfriend. So when we say they talk to them about everything, they really talk about everything. So that's yeah, it's baie lekker om sulke mense by 'n skool te hê. Wees meer as net een sport of akademie. Speel rugby en doen drama. Speel skaak en swem. Mik vir doeksleerling en wees die gees van die geeskomitee. So vir die wat hom nie ken nie, dis Edwin van der Walt. Hy is een van ons oud studente. Hy het in baie TV-reekse en flieks al gespeel. En wat lekker is hy was laas jaar weer, hy kom gereeld terug skool toe, hy kom werk met ons drama studente. Maar wat hom so spesiaal maak is, ons gaan nou hierna 'n bietjie na ons kultuurhoof luister, maar hy het nie net by die kultuur betrokke gewees nie. Hy het ook vir ons tweede span rugby gespeel. Hy het 'n hele paar eerste span caps gehad. Hy was oral betrokke gewees en dis wat ons geniet by Boys High. Gaan nie vir ons altyd net oor eerste en beste wees nie. Deelname is vir ons baie belangrik en hy's absoluut een van die beste beelde wat jy kan kry van oral betrokke gewees in die skool en dan op sekere gebiede ook nog so goed uitgestaan soos hy uitgestaan het. So ons luister graag nou na ons kultuurhoof, mevrou Marissa van Mollendorf. Good evening once again, ladies and gentlemen. Ek het daarom lekker saam met julle musiek gemaak onder die musieksentrum. Ons is regtig waar trots om te sê Boys High bied balans en as ons dit sê dan bedoel ons dit. Ons missie is regtig om gebalanseerde jong mans die wêreld in te stuur om 'n verskil te maak na skool. En om Boys High te kies is dis om 'n keuse te maak vir 'n seun wat holisties gaan ontwikkel word. Akademies, geestelik, emosioneel, sportief en kultureel. En ons kultuurdepartement speel 'n integrale rol in karakterbou en om regtig elke seun se unieke sin vir die kreatiewe te ontgin en te ontwikkel. Culture at Paul Boys High is a whole school endeavor. It's not just for a selected few. The choir, who you saw earlier, also sings a blessing to the matrics on their last school day. The wind band, who welcomed you at the gate, accompanies us at every assembly. The wind band is 100 years old this year, so there's some big parties still to come about that. Our drumline leads the fight at interschools. Our sound and lighting team at the back is such a big part of every function at the school. Sometimes they work until the middle of the night, and we can not do as much without them. And this list goes on: drama, debating, art, photography. It's all activities that's not just for a selected few, but it's really for the whole community. And we also believe that a love for the arts also enhances academic achievement, and it instills life lessons such as discipline, such as teamwork, and ultimately a positive self-identity that the boys will carry with them, hopefully, for the entirety of their lives. We also pride ourselves on staff who are specialists in their respective fields, often recognized on national and international level.
And one of our main focus areas is the fact that you will never have to choose between sport and culture at Paarl Boys High. It's a common face to see boys running from the sports field, just finishing their practice, quickly shower and then come for a choir rehearsal of om te gaan debat doen of wat ook al dit mag wees. Ons moedig dit aan en ons manne koop regtig waarin daarbey dat hulle by alles betrokke kan wees. But ultimately, the culture department is not just about the performances and the exhibitions. It's about building a community of brothers who can, who value creativity and expression and collaboration. And I can say this as much as I want to, but I believe that it is stronger when it comes from one of the boys. So ek nooi graag vir Matthew Lamprecht na vore. Hy is 'n matriek vanjaar, hy is ons top akademiese student, maar hy is ook 'n integrale deel van ons kultuurdepartement. Let me just say, I shall endeavour to provide a brief respite from the bilingualism for those of the 2013 babies who struggle a bit with Afrikaans. Good evening, ladies, gentlemen, and prospective boys' eyes. My name is Matthew Lamprecht, and today I'll briefly be discussing with you my experience at Boys' Eyes Culture Department. In a school renowned for its sporting excellence, it's easy to imagine a sort of monoculture to develop. However, and this merits a bit of Afrikaans, Boys Eye bied onteenseglik balans. It's a place where every boy is given the opportunity to shine in his own right. My journey at Boys Eye started before even enrolling, when I joined the school's wind band in grade 7. Here I went on the culture camp, partook in bunches of Stedfords, played at competitions, and in the process I glimpsed the balanced functioning of the school. I glimpsed how much fun it is to be part of the culture department, and I was introduced to the most ridiculously overqualified staff I've ever met, having 3 people with a master's degree, people who, perform regularly with orchestras, people who deliver keynote speeches all over the country, people who can stretch my mind and truly teach me things that I will carry with me for the rest of my life. So, having been through this in grade 7, it cemented my decision to come to Boys Eye. Once here, I became the editor of The Blueprint, which is our school newspaper. I joined the debating team, and I continued orchestra, of course, having the opportunity to play in the most beautiful venues like the Enle Hall in Stellenbosch. In the process, I just realized that the culture department is not only a list of activities, it's a space where you can find your people. It's where I've made some of my dearest friends. At orchestra, we can revel in the communal love of music. At debating, I'm offered a platform for growth and intellectual challenge. With the Blueprint, I have a creative platform to express myself. And I know for those involved in the drama or film society, it's a guaranteed artistic outlet for the creative souls. The magic of Boys Eye isn't just trophies or awards. It's the special integrated culture. It's the in-house debating where even the roughest-looking avid rugby player can test his wit. It's picnic concerts where the staff join the boys in impromptu choirs. It's the electrical excitement of the drumline playing at interschools and uniting the boys into an inexorable unit. We are not only a school of champions, we are a school of character, creators, thinkers, players, and dreamers. Here, there is a place for each and every one of you, just waiting to be grasped. And indeed, I invite you, grasp that opportunity. Come to Boys Eye. Thank you. Thank you, Matthew. Baie dankie, juffrou. Ek dink amper hy het nog mooier gepraat as gisteraand. Dit was ongelooflik mooi. Hy skryf dit self, nee. Ons het hom nie gehelp nie. Dis so goed hy is. Dis baie trots op hom. Dit so iets oor 'n gesonde leefstyl in ons skool. Ons seuns, julle sal sien, ek
sê altyd, dit voel vir my so 98% van ons seuns is regtig lyk baie goed fisies. En dis nie dat hulle almal sport doen nie. Dis net ons het 'n tipe van 'n kultuur by die skool wat almal geniet dit om gesond te leef en fiks te wees en betrokke te wees. Selfs jou manne wat nie noodwendig sulke groot sportmanne is nie, sien jy baie keer ook maar hier onder stap hulle by die gym in en hulle oefen of hulle is besig met die rekke hier voor op die gras. So dit is nogal 'n groot deel van wie ons is. En ons het 'n ongelooflike lekker toegeruste gimnasium wat julle deurgestap het en dit is eintlik ongelooflik wat meneer Rust en sy span alles daar reg kry. Ek wil net so kort videoetjie vir julle wys hoe lyk dit in die middag daar as die manne regtig lekker hard werk. Kyk, as dit jou nie in die oefen kry nie, sal niks jou aan die oefen kry nie. So sê baie dankie aan meneer Rust en sy span. Dan net so kortliks iets oor ons old boys. Ons is baie trots op ons oud studente. Ek gaan nou nie almal een vir een daar deurgaan nie. Dis van ons groot oud studente. Manne, julle, die graad 6 en 7, julle kan ook vir julle ouers bietjie vra wie almal daar op die skerm is. Maar daar's soveel meer. Ons het nou maar so 'n paar uitgehaal. Een van die redes is dat as jy na daai Springbok foto hier onder kyk, hier onder regs, is dat by tweede jaar by Boyside, ons het Vrydae of Vrydagsoggende voor ons interskole die Saterdag, dan het ons 'n groot break hier, so 'n big break wat ons hier in die saal het. En toe was oom Mannetjies Roe, was daai big break ook hier gewees. Toe het ek hom persoonlik ontmoet en dit was al een van my hoogtepunte van my lewe. Moet dit nooit vir my vrou en my kinders sê nie, maar dit was regtig nogal so 'n groot oomblik vir my. En dis ongelooflik altyd om te sien net hoe nederig hulle is en hoe trots hulle is om weer terug te kom na die skool toe en weer hier te kom tyd spandeer. En dan het ons kan ons nie nou verbygaan nie. Ons het al 26 Springbokke opgelewer en ons is baie trots op elkeen van hulle en daar selfs die laaste paar jaar so 'n paar manne wat daar aangesluit het by daai groep. En dan het ons 'n kort boodskap hier van Salmaan wat ek ook die voorreg gehad het om af te gerig het en mee te gewerk het en een van ons top oud studente. So ek wil graag net so kort boodskapie van hom afstuur. Good afternoon guys, Salman Murat here. I'm currently playing for the DHL Stormers and I matriculated in 2016. The reason why I went to Paul Boys was for the holistic approach they had. I received the best possible education and the best possible development for me as a sportsman. And last but not least, growing up in Paul, I idolized and really admired the blue blazer of Paul Boys, and I was fortunate enough to have worn that. And it goes without saying, the best rugby school in the country. Those were my reasons, and good luck with your decision. Although there's only one decision to be made, yeah. We would like to give opportunity to Mr. Peru de Toy. He's the CEO of the foundation, just to say a few words. Thank you, Mr. Blom. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, boys. Last night I spent most of my time talking to the parents, not to the boys, but tonight I'd like to shift the focus to the boys, mainly because unlike last night's group of boys, most of you have been exposed to Boys Eye, so you have a pretty good idea what Boys Eye is all about. Vir die van julle wat sou besluit om hier nou toe te kom, julle gaan die voorreg hê om 5 baie lekker jare te hê, en julle gaan vir 5 jaar, as julle soet is en mooi hard werk, net vir 5 jaar, daai blou baadjie dra. Maar dis 5 vlietende jare. En as dit verby is, volg daar 'n baie langer tydperk in jou lewe, wat jy die voorreg gaan hê om hierdie baadjie te dra. En hoe lekker jou skoolloopbaan ook al gaan wees, jy gaan dit nooit weer terugkry nie. So ek wil julle uitnooi om nou al te begin uitsien na hierdie baadjie. Jy kan, waar jy 5 goeie jare in Boys Eye gehad het, kan jy 50, selfs nog meer goeie jare in hierdie baadjie hê. En daar's baie lekker tye wat saam met dit gaan.
We are, if I speak about the Old Boys Union, we are not a phantom organization. We're very real. I think most of you have been there tonight in the museum, the biggest school museum in the country. We are equipped with excellent staff. Die 3 dames wat daar werk, ek is jaloers op al die reunies wat ek al klaar mee is en wat nog vir julle voorlê, wat julle gaan hê eendag. Daardie dames is uitstekend. Hulle gaan julle op die hande dra. Jy kan instap daar oor 30 jaar van nou af en vir haar vra, wie was daai ouetjie wat saam met my in graad 11 was, wat nie saam met my gematrikuleer het nie. En sy gaan vir jou kan uitvind wie dit is. Iets wat julle ook 'n gedagte moet hou is, julle is nou in 'n skool, julle is 'n groepie van 50, dalk 100 kinders. Wanneer jy eendag hierdie baadjie dra, is jy een van 'n groep van 8000. En ons gaan nie van jou vergeet nie. Daar gaan weekliks nuusbriewe uit na jou. Ons stel intens belang in wat in elke oud student se lewe aangaan en ons sien uit daarna om elkeen van julle te verwelkom by ons. Baie dankie. Baie dankie meneer De Tooy. Ons fasiliteite by die skool het ons baie beplanning die laaste tyd ingegaan en daar's baie geld wat daarin belê is. En hierdie saal waar ons vanaand sit, is die tweede aand, ons het gister aan die eerste keer vandat ons die saal vergroot het, wat ons in die saal was. Ons gaan hierdie komende maandag, die eerste keer hierdie jaar, ons normale saal op maandag hê. En dis laas jaar hierdie tyd was dit 'n droom en daar was planne opgetrek gewees en nou het dit realiteit geword al. So ons het daai vleuel bygesit en die groot doel daarmee is om vir ons seuns genoeg plek in ons saal te hê, maar ook veral met sulke geleenthede waar die ouers big breaks en so bywoon, dan kan die ouers saam met die hele skool inpas. Dat ons nie van die juniors buite hoef te los nie, dat hulle in die klasse sit nie. Ons almal kan in die saal wees saam met die ouers en ons kan daai tipe geleenthede bywoon. So ons is baie trots en ek dink julle besef die laaste week wat alles in hierdie saal gebeur het. As jy hom 'n week terug gesien het en nou sien, dan sal jy besef het 'n hele paar wonderwerke gebeur. So baie dankie aan almal wat daar betrokke was. Dan is ons ook besig as jy agter die skool verbyry, dan sal jy sien ons is besig om hier in die agterkant van die hoofgebou, ons besig om 4 groot klaskamers by te bou bo op die ou biblioteek en dan gaan die biblioteek verander in 'n argief en kantore. So dis ook 'n nuwe iets om na uit te sien. Ons moet nou so 'n bietjie rondbeweeg met die klasse, maar as dit oor 'n paar maande klaar is, gaan dit ook 'n groot aanwinst vir die skool wees. En dan een van ons projekte waar ons baie opgewonde is die sportklaphuis by die mediese sentrum wat daar onder by Brugstraat op die oomblik gebou word. Ek gaan so kort videoetjie vir jou wys, dan gaan ek sommer saam met dit gesels. So daar gaan 'n dek wees wat basies op die tennisbane, rugbyveld en die A-cricketveld uitkyk. Binne gaan ongelooflike goeie fasiliteite wees. Jy sal sien ons gaan nou daar by die voorportaal ingaan. Dan is daar 'n redelike groot mediese fasiliteit wat Medikliniek ons gaan help mee om alles van die beste daar te kry. En dan daarvan af gaan daar 'n hele paar kleedkamers wees vir die seuns om aan te trek in die rugby en in die cricketseisoen, sowel as badkamergeriewe. Daar gaan 'n rehabilitasiesentrum wees vir die fisioterapeute om mee te werk en dan is daar 'n redelike groot area, onthaalarea bo wat natuurlik uitgaan na die dekke toe wat jy na die verskillende sporte kyk. So ons is ongelooflik opgewonde daaroor. Al hierdie projekte is reeds aan die gang. Hulle het daai grond ook al gebreek by Brugstraat. Julle sal sien die projek is besig. So ons hier na die middel van die jaar en die einde van die jaar, hierdie manne wat nou op pad is na ons toe, teen die tyd wat julle by ons aankom, gaan al daai projekte gaan dan al klaar wees. So ons is baie opgewonde daaroor. Kort uitknipseltjie van uit 'n koerant uit. Dis altyd vir ons belangrik. Julle kan self lees daar in die blokkie van nogals heel toevallige Louis Blom van Paaienis wat dit geskryf het oor hoe hy aangekom het toe die manne opgestaan het en hulle gegroet het. En dis baie belangrik vir ons in Boys High dat al hierdie klein goedjies, jy staan op, jy staan regop, jy's trots om 'n Boys Higher te wees. Jy groet iemand, jy kyk hom in die oë. As ons iets koop, as ons afstap brug toe en ons koop iets by Spar en dan sê ons dankie oom, dankie tannie. Ons sê vir die mense dankie as ons oor die zebra streep stap. So dis alles hierdie klein goedjies, klein waardes wat vir ons tradisietjies wat baie belangrik vir ons is, wat ons elke dag probeer in die seuns ook investeer dat hulle later aan dit net natuurlik doen. Kan hierdie aand laat verbygaan sonder om oor die interskole te praat nie, of dit nou amptelik of nie amptelik is nie. Ons glo dit is die grootste interskole in die wêreld en daar is nie regtig 'n skool wat ons weet wat regtig kan kompeteer met dit nie. En net so kort iets oor die week te sê, you will see that's like a media day that we have 2 weeks before the interschools. And there were so many news reporters and TVs and
journalists that came to our school that say, listen here, they want to talk to the captain, they want to talk to the coaches, that the captain basically never were in class that 2 weeks prior to the interschools. So then we decided that we need to have like a media day where everybody can ask all their questions and then they can go back to school and focus on their schoolwork till that Saturday. So it was an initiative from our side, and we obviously Paul Jim joined, and it's one massive media conference now where everybody could ask the questions they want to ask, and then afterwards we can go on preparing and doing the things that we need to do. And then for the next 2 weeks, there's a lot of sport happening. You will see chess, there's golf, a lot of different sports. And then also during that week before the interschools, you will see that all the sides, lower sides play rugby and hockey. And it starts, especially on the Thursday, usually the Goffels en die Hommels. Nou dit is ons G&H rugby spanne. Dan speel hulle gewoonlik die donderdagmiddag teen mekaar. En as jy nou gees wil sien, dan moet jy nou daai twee spanne sien as hulle mekaar vat daar op die rugbyveld. En dan bou alles op na die Saterdag toe. Ons het nou gepraat van die oud studente, maar daai Vrydag aand is die groot big break van die oud studente unie in die stadsaal. Dis oor die 900 mans wat daar sit in hulle jaargroepe. Dis een van my grootste ervarings nog in Boyside die laaste paar jaar om daai mans te hoor sing. Die skoollied jare later, daar's ooms wat hulle 50ste reunie het en dan sing hulle daai skoollied asof hulle hom gister nog weer gesing het by die skool. So dis nogals besonder. And then on a Saturday in the morning, it's the first hockey team that play, and then everybody go and watch the hockey match, and then after that we move down to Forest Street for down the 15As, the 16As, the Sekkies, that's our second under 19 side, and then the first team obviously usually kick off at 4. So I just want to show you 2 quick clips about the interschools. This was last year, 2025, and it was, look at the time, there's basically 18 seconds left, and it's 1-1, and let's see what happened. Time for him to suit up, and he's going to need to defend this with everything he's got. It's 25 seconds left in the match. One feels that this is either the draw that we currently have, or Paul Boys are going to sneak victory right at the death. Jamie the clock is on Cotshill 1. And it gets slipped, it goes in, is it going to go? Paul Boys have stolen this picture with 7 seconds left on the clock. Paul Boys have stolen a win in the Paul Derby over the much more fancied Paul Gymnasium side as the final whistle is blown. Dis lekker, nee, dis baie lekker. Hulle sê al wat lekkerder is 'n wen met interskole as jy vir gym wen by interskole daar by hulle op die tuisveld. Dan is dit nog lekkerder. Maar ons is baie trots op ons seuns van verlede jaar. Dit is 'n ongelooflike goeie wen gewees. En dan net so vinnig iets van die rugby. Daar was ongelooflik baie druk op ons eerste rugby span verlede jaar met die interskole wedstryd, want dit het gegaan oor die eerste plek in die land, saam met al die druk van interskole. Die old boys vra ten minste so tussen 300 en 400 keer vir daai spelers daai week voor die tyd, is julle manne reg? Is julle reg? En dan word daai arme seuns het hom maar net so aanvaar, en ons werk lekker met hulle en hulle sien uit na die Saterdag en net so bietjie van daai emosie vir julle wys van verlede jaar se wedstryd. Ons gaan later vir julle so 1 of 2 klips wys van die wedstryd self en van die drie, maar net so bietjie om emosie vas te vang van daai Saterdag, en as dinge nou na jou kant toe gaan, hoe lekker dit is. Held on as tightly as you held on me. Held on as tightly as you held on me.
My laaste 2 was die seun en dan daarna was die ma gewees. En dit is ongelooflik mooi as jy nou vir 5 jaar saam met hulle werk. Dis lekker, want nou is die Parel weer blou vir 'n jaar. Dis baie lekker. Op daai noot gee ek gou vir ons sporthoof, meneer Frans Kloete, kans om gou 'n paar woorde te sê. Dankie meneer. Dankie Max. Goeienaand dames en here. Ek het gisteraand besef ek het verkeerde datum geprint vir gisteraand, soos nou besef ek het die nuwe een gevat vanaand nie. So maar die lekker deel is ek gaan nou vanaand by jou uit die hart as 'n ouer gesels. Ek het 'n seun ook in die skool en ek gaan vir jou bloot sê, ouers, ek gesels nie vanaand met jou nie. Ons het ons kans gehad om op skool te wees, ons kans gehad om rugby, cricket, hockey, golf te speel om 'n bok te word. Dis nou jou seun se kans. So seuns, ek praat nou met jou, ma, pa bly nou uit hierdie gesprek het. Ek praat met jou en jou drome. Nou almal sien wat die media vir jou skep. Die media skep vir jou die prentjie van wen is jy goed, as jy verloor is jy sleg. Dis die prentjie wat die media vir jou skep. If you win, you're the best. If you lose, you need to get fired. Rassie 2 jaar terug, verloor 3 toets in 'n ry, die treurigste man in Suid-Afrika. Brand jou Springbok trui. Wen die World Cup, yes, wat 'n mens, maak van hom 'n standbeeld. Okay, so that's reality of media. Wat bied Boyseye vir jou seun wat sport aanbetref? Ek het vandag skielik daaroor gedink, daar's nou 'n tennisgroep en die golfgroep gaan Sun City toe. Ek het in laerskool my gat afbetaal aan golf, lesse en al sulke goed, want my kind gaan Sun City toe gaan in die hoërskool as 'n golfer. Sorry, hy speel eers met golf nie, maar nou gaan hy Durban toe met hockey. So dis die geleenthede wat die skool vir jou bied. The amount of sport opportunities, not just the A sides, the under 14 G side that's going to a festival in the April holidays. Die onder 19 A's wat Noord-Suid toe gaan, maar hy kom kyk die onder 15 A's se toernooi voordat hy gaan wat Boyseye aanbied. Kyk, daar's manne wat op skaaktoer nou op pad is Grey College toe. Kyk, jy gaan hierdie vorige 2016 het jy nog 13 busse hier voor in hierdie straat afgestaan. Nou kry gou daai prentjie. Julle is nou almal prentjie mense ook. 13 busse hier waar julle nou so gesukkel het met die verkeer. Imagine 13 60-seater buses. 900 boys getting on those buses. And then we leave to Grey Bloom. Okay? Dis adrenaline soos wat jy nie kan beskryf. Die paas ons wat reg is daai diep donker breakdown waar jy ingehardloop het. Dis hoe dit in daai busse gaan. So you're going to get on that bus, that opportunity of a guy that plays table tennis, but we even got table tennis at school. Maar ons skep hy geleentheid. Ja, die man wat onder 14 haar rugby speel, jy gaan saam, jy gaan met 'n size 14 tok, maar jou voet is nog net 'n 8, maar jy gaan speel. Kyk, ons gaan half jou daar, maar jy's doodsiek, maar teken jou uit, maar jy gaan speel, maar ek sal môre weer siek wees. Okay, that's what Boyseye is about. It's not about the winning and just the losing. Okay, it's about creating opportunities. Ons stuur afrigters op kursusse. Level 1, almal moet hulle boksmarte rugby. Golf moet jy seker akkreditasies hê. Ons tennisafrigters is by professionele mense geakkrediteer om vir jou seun tennis af te rig. Of hy nou in die topspan speel of hy op nommer 29 lê, jou seun word van die beste afrigting gegee. En dit is nie net oor afrigting nie. Dit gaan oor die liefde vir die sport and carrying that love for the sport over to the love for your child. Vir jou as seun wil ons die liefde gee wat jy vir daai sport het. En dis waaroor Boyseye gaan. Vergeet van die media wat vir jou sê, wen as jy goed, verloor as jy sleg. Skool en sport, julle sit klaar genoeg druk op julleself. Moenie laat ouers en ander mense druk op jou sit nie. Dit gaan oor die geleenthede. Onder 19A, onder 14G gaan jy in Boyseye by al die sporte dieselfde geleentheid gee. Ek gaan nou aan Max oorhandig. Dis 'n seun en om by meneer Ruste weer aan te sluit wat 'n graad 8 sy meniscus geskeur het, sy ACL geskeur het. Hy kon nie loop nie. Sy Boyseye loopbaan wat sport 'n graad 8 was daarmee heen. Hy het niks gedoen nie. Maar deur die Boyseye programme wat ons vir hom gegee het vir rehabilitasie, is dit 'n eerste span rugby speler. Hy was atletiek kaptein wat julle nou gesien het by Prestige, hamer gooi nommer 1, diskus, gewigstoot en dat hy nog by die Interreis Gala geswem ook. En is net oor die swembad dieper is wat hy plek ook gekry het daar. Right? So Max gaan vir jou 'n ware weergawe gee van wat Boyseye sport vir jou gee en dan sal ek afsluit. Baie dankie meneer. Goeienaand almal. Ek is Max Milan en dit is my ongelooflike groot eer om vanaand hier met julle te kan praat.
Die rede hoekom dit sulke groot eer is omdat hierdie skool al regtig alles vir my gegee het. Ek weet ek sal nie in 'n paar kort minute aan julle kan deurgee of regverdig wat se geleenthede en ervarings ek al hier by Boyseye in my kort 13 jaar beleef het nie, of wat hierdie skool vir julle sal kan bied nie, maar ek gaan regtig my beste probeer. Soos wat ek al vroeër genoem het, nader ek nou al aan my 13de jaar in hierdie skool. Ja, ek is al deur alles met Boyseye, van graad R af, en ek kan met volle eerlikheid en deursigtigheid sê, dat ek nêrens anders sou wou wees nie. Dit is eintlik baie moeilik vir my, om slegs oor sport te praat, van hierdie skool het sulke ongelooflike aaneenloping tussen sport, akademie, kultuur, en 'n skoolgees tussen elke leerder, wat hierdie blou gange verkeer. Mens kan amper nie van die een onderwerp praat, sonder om die ander een op te bring nie. Van rugby en hokkie tot toutrek en skaak, daar is iets vir elke seun wat deur hierdie swart hekke trap. Alles terwyl een en elke seun omsluit word deur 'n ongelooflike skoolgees van ondersteuning en kameraderie wat elke seun dryf om beter te wees. Beter te wees vir sy broers waarmee hy hierdie skool deel. Beter te wees vir sy familie wat nog altyd daar was vir hom en belangrikste vir ons hemelse Vader. Maar wat gee sport regtig vir 'n seun wat oorweeg om hierdie hekke deur te stap? Sport hier gaan oor baie meer as net 'n telling op 'n tellbord of 'n medalje om jou nek. Dit gaan oor karakter. Dit gaan oor dissipline wanneer niemand kyk nie. Dit gaan oor die oggendsessies wanneer dit nog donker is en jy eerder in jou bed wou bly lê. Dit gaan oor om te leer hoe om te wen met nederigheid en hoe om te verloor met waardigheid. Hier leer 'n seun dat talent hom dalk kan laat begin, maar dit is harde werk wat hom hier sal laat bly staan. Hier leer jy wat dit beteken om vir iemand langs jou te speel, nie net jouself nie. Wanneer jy daardie trui aantrek, speel jy vir elke seun wat in hierdie skool is. Vir elke seun wat droom om in daardie posisie te kan wees. En jy sal die voorreg hê om daai seun deel te kan maak van hierdie ongelooflike instansie. Die eerste span rugby het 'n spreekwoord wat sê, "They are us and we are them." En dit is regtig so in hierdie skool. Of jy eerste span rugby speel of 'n derde span skaakspeler is, jy speel vir dieselfde doel. Jy speel vir die generasies wat voor jou gekom het en vir die wat nog gaan kom na jou. Sport by hierdie skool vorm nie net atlete nie, dit vorm manne. Dit vorm manne wat kan lei wanneer dinge moeilik raak. Dit vorm manne wat kan opstaan wanneer hulle geval het. Manne wat verantwoordelikheid neem. Manne wat verstaan dat ware krag nie net in spiere lê nie, maar in karakter. Nelson Mandela het gesê, "Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has a power to speak to the youth in a language they understand." Ek voel hierdie woorde vind groot aanklank met wat hier by Boyseye aangaan en waarvoor ons staan. Van sport bring elke seun in hierdie skool nader aan mekaar en verbind verhoudings wat hulle vir die res van hulle lewe sal koester. Dit is wat Boyseye al vir my gedoen het en ek weet dit sal dieselfde vir julle kan doen. Baie dankie. Gou 2 sekondes. Kyk gou na daai foto wat julle nou daar sien. Nou ons kan daai ding, gaan ek vir jou eindig met hoe Boyseye dit opsom, maar ek gaan nou vir jou, party mense gaan dit sien, media, wen en verloor. Een ou het gewen, een ou het verloor. Meisies gaan dit sien oor Jessie. Kyk hoe oulik is daai, haas 2 lekker jong manne wat naam in Suid-Afrika het. Ek wil met een van hulle wil ek gesels. Of jy gaan dit ons as Boyseye se oogpunt sien. As die gentleman wat ons deur sport vir hierdie wêreld wil skep. Deur iemand te ondersteun wat deur 'n moeilike tyd gaan, wen of verloor. Dis waaroor sport gaan, is oor daai vriendskap. En dis wat ons met Boyseye se sport probeer doen, is deur gentlemen vir die samelewing te skep. Julle is welkom vir vrae na die tyd. Lekker aand julle. Dankie meneer Kloete, dankie Max. Max is ook een van ons 2 geestelike leiers en hy is ook een van ons hoofleiers daar. Enige skoonma se droom. Daar is een. Hy is een van ons eisters. Every year we have a few visiting sites from overseas, so let's quickly listen to what they say about Paul Boys. This is our 3rd tour to South Africa and our 3rd time at Paarl. And if you're going to tour the Southern Hemisphere, you want to test yourself against the best, this is the place to come. South Africa, but in particular, Paarl High School for Boys.
As a geography teacher, that part of Southern Hemisphere, that's beautiful. The biggest school in the Southern Hemisphere that you want to test you against. Dis baie mooi. Ek vra nou gou vir 2 graad 8 leerders, man, ek gaan julle sommer nou al 2 oproep. Dan kan julle mekaar, hulle is so bietjie, dis al 'n groot uitdaging vir 'n graad 8 seun om hier te kom staan en gesels. So man, ek waardeer julle tyd en dat julle bereid is om dit te doen. So ons vra gou vir Nicolas Passon en vir Gideon Leroux om gou vorentoe te kom en hulle gaan net so vinnig vir julle ietsie vertel van hulle ervaring. Almighty boys, die eerste keer toe ek die manne in blou hierdie hoor sing het ek hoendervleis gekry en dadelik geweet, hiervan wil ek deel wees. Beste onderwysers, ouers en seuns, hoekom wil ek, Gideon Leroux, in hierdie besonderse skool wees? Wel, daar is 3 dinge wat Boyseye vir my kop en skouers boor die res laat uitstaan het. Veelsidigheid, trots en tradisie. Paul Boyseye is 'n seunskool en rugby sal altyd 'n groot rol daarvan speel. Maar wat hierdie skool anders maak, is dat daar 'n plek is vir almal. 'n Mannetjie soos ek gaan maar sukkel om vir die eerste span rugby te skram of om 'n diskus meters ver te gooi. Maar daar is soveel meer, van waterpolo tot hokkie en orkes tot dramaklub. Vir elkeen is hier 'n geleentheid om homself uit te leef en om deel te wees van iets groots. Die eenheid in ons veelsidigheid maak ons uniek. Paul Boyseye is 'n skool gebou op trots. Jy sien dit in elke seun wat verby jou stap en in 'n paar parels se 40 grade steeds hulle skoolbaadjie regtrek. Jy wil gesien word in jou Boyseye Blues en jy wil gevra word in watter skool jy is, sodat jy met trots kan beantwoord Paul Boyseye. Want hier is jy deel van 'n span seuns, manne en uiteindelik broers wat op daardie eerste aand op die graad 8 kamp jou laat voel jy behoort. Die swaar draad teen die berg op is die moeite werd om af te kyk op ons skool en te kan sê, ek is deel hiervan. Wat my egter die meeste aanraak, is die ryk tradisie van Paul Boyseye. Paul Boyseye, om in 'n skool te wees wat sedert 1868 seuns opvoed, is 'n voorreg. En om hierdie breinskoolskoene te dra, om eer te bewys aan die skooliere van ouds. Die tradisie van Paul Boyseye laat my besef ek is deel van iets groter. Dat daar al soveel seuns al voor my in hierdie gange rondgestap het en soveel nog na my gaan. En dat daar soms swaar tye gaan wees en soms tye van groot oorwinning. Dit is hoekom ek hier is, vir die geleentheid, die trots, die tradisie, die wonderlike gees en die voorreg om te kan sê, ek, Gideon Leroux, is 'n Boyseyer. Goeiemiddag alle voornemende Boyseyers. By Hoër Jongskool Parel by ons nie net aan akademiese prestasie nie. Ons by jong mans met karakter, trots en selfvertroue. At Boyseye, it's about more than just books and classes. It's about brotherhood and being part of something bigger than yourself. Of jy nou uitblink op die sportveld, op die verhoog of in 'n klaskamer, hier is 'n plek vir jou. Ons onderwysers is passievol en toegewyd en hulle glo daarin om elke seun se volle potensiaal te ontwikkel. Here you are being challenged and encouraged to be your best every day. Ek is self 'n kranige atleet en ek het toegang tot die beste afrigters, 'n uitstekende toegeruste gym en selfs 'n biokinetikus wat vir ons oefenprogramme uitwerk. Ek geniet cricket op pragtige velde en kry wedstryd blootstellings en al die topskole daar buite. At Boyseye, we are taught good behavior, good sportsmanship and good scholarship. Jy leer wat dit beteken om op te staan vir dit waarin jy glo en jy maak vriendskappe wat 'n leeftyd hou. As jy deel wil wees van 'n skool met 'n ryk geskiedenis, sterk waardes en opwindende toekoms, dan is daar net een plek vir jou. Dis regtig maklik om 14, 13 jaar oud te wees, dan moet jy dit doen. Kom ons gee gou nog vir hulle lekker hande klap. Wel dan manne. Daai foto beskryf maar net so mooi waarvan hulle praat en dit is ongelooflik om te sien hoe vinnig hulle deel raak van daai prentjie en ons is regtig trots op hulle.
Weer eens dankie manne vir julle moeite om hier te wees vanaand, ons waardeer dit. Koshuise, ek weet dis nou nie die koshuis aandie, maar net so vinnig dat julle dan ook weet vir die wat nog dalk belangstel of nie gisteraand kon gewees het nie. Ons het Werda koshuis wat ons graad 8 koshuis is. Daar's 62 graad 8s in en ons hou hulle juis apart in 'n koshuis dat hulle net eers gewoond raak aan hoërskool en dan sal 4 senior koshuise wat hulle ingaan daarna wat graad 9 tot graad 12 is. So as enige meer vrae daaroor is julle meer as welkom vir ons na die tyd te vra. Maar soos dit daar sê, hier maak koshuisbrood uisters groot en dit is 100%. Ek het 12 jaar in die koshuise gebly. Ek sukkel nou nog om gewig te verloor. Dan busse vir die manne wat nie koshuisplek kry nie. Every day, Eljosa, you to see the buses was also the lady in front at the main gate. There's a lot of different routes every day from the northern parts of Cape Town. So daar's baie roetes wat inry hiernatoe elke dag. Hulle ry soggens in met die busse, laai die kinders af. Na skool gaan nog busse terug en dan sal ook later busse wat gaan na die sport en die seuns terugvat is 'n opsie indien julle nie regkom in die koshuis nie. Ons ongelukkig het ons beperkte plek vir dit. Ons aan ons hoofseun De Wet Nel, hy's al die pad van Calvinia af. De Wet, ons luister graag gou na jou. Geagte meneer De Vries, personeel en toekomende ouers en leerders. 'n Plek alom bekend vir sy tradisies en trots. 'n plek van uitnemendheid en vooruitgang. 'n Plek waar lewenslange vriendskappe gesmee word. Maar tog soveel meer as net 'n plek. Soveel meer as net mense. Soveel meer. Die Hoër Jongskool Parel, 'n tuiste, 'n huis. Duisende emosies wat jy saamdra en wat jou skouer aan skouer bind met broers wat in dieselfde trots van ons geliefde broederskap deel. Stepping onto the famous grounds of Paul Boisai, you enter divinity, you enter sacredness. You enter a chance to walk corridors filled by echoes and voices of legends who once were you. Legends who once sat here with the same eyes of admiration for the beloved school in Upper Paarl. You enter a chance to write your own story as part of Paul Boisai and to put your name alongside proud Boisais who entered their names into Boisai folklore. Hierdie geliefde instansie vul jou geheue met eindelose herinneringe waarna jy binne 'n oogwink sal terugkeer. Dit verhelder jou siel, dit gee ritme aan jou hartklop. Jy word deel daarvan, maar meer belangrik, dit word deel van jou, iets wat niemand ooit van jou sal kan ontneem en niemand ooit soveel soos jy sal kan waardeer nie. Psalm 22 vers 6, so mooie woorde pas vanaand goed. Leer die kind die weg wat hy moet gaan en selfs wanneer hy oud word, sal hy daarvan nie afwyk nie. By die Hoër Jongskool Parel word jy saamgesnoer as deel van 'n familie gevul met duisende wat na jou omsien vir die vooruitgang van hul alma mater. Dit is iets waarvan jy nie net vir 5 jaar deel is nie, maar wat jou volg en bybly vir die res van jou lewe. 'n Stille samehorigheid wat baie harder praat as wat die berge rondom ons kan weergalm. 'n Eenheid van mans wat vasklou aan tradisies wat soos onsigbare drade die harte van 158 jaar se Boisaiers aan mekaar vleg en 'n fondasie vorm waarop die mure van ons geliefde skool vir ewig in die strate van Loret sal kan vasstaan. And shortly thereafter, a gust of wind passes, and the oak trees on our premises start to tell the age-old stories. Slowly you start to realize the deeper meaning behind our famous motto, Tandem, Circulus, Arbor, Fit. The twig becomes a tree. Paul Boisai is the seedbed, the fertile ground where trees can develop and bloom. But more than that, it's a place where roots can grow in every direction and leaves can be shed till the tree is at its worst. For once the tree becomes bait, there will always be a young gentleman, clothed in a striped blue blazer, ready to make a difference, ready to be the light. A young man to give you water, to care for your roots, and to make sure that your tree reaches its full potential. This is the place where mastery is cultivated and distinction is born. The place where boys come to be taught and equipped with what is necessary to become the good men they are destined to be. For boys that take part in what Paul Boisai has to offer will forever be a piece of light in a world that is filled with so much darkness. Ons wil vanaand elke seun uitnooi om die beste besluit van jou lewe te neem en jou reis aan die voet van Parelberg te kom afskop. Kom vorm deel van iets veel groter as wat jy kan begryp. Kom graveer jou naam langs aan legendes en kom stap die pad wat jou sal verander en transformeer
en iemand wat vir ewig sal uitstaan in die skares wat ons omring. Hier leer ken jy jouself, hier word drome realiseer, en hier word avonture aangepak met 1000 broers wat jou ondersteun en nooit jou sy sal verlaat nie. Kom vorm jou stam en kom plant jou wortels om wyd verspreide skadu's te vorm waaronder die hoër jongensskool nog vir baie jare sal kan floreer. Want hier word groei bewerkstellig. Hier word seuns mans. Hier word die twygie 'n boom. Tandem Viterboer Circulus. Baie dankie. Baie dankie David, ons waardeer. Ons is nou, nadat die koor gesing het, is ons nou presies 'n uur besig. Ons is 9 minute weg, dan is ons klaar. Ek wil net vinnig gou vir julle hierdie wys, want ek weet daar's baie ma's wat vra. Al is ons 'n seunskool, ons sien oor genoeg van meisies. Moenie bekommerd wees nie. Die seuns kry baie geleentheid om saam met girls daai goed te doen. Julle sal sien daai wyse dogter wat daar is, hou by die blou. So ek het vroeër vandag so 'n paar goedjies neergeskryf en dis net 'n paar things that we do with girls side. They sing songs before inter schools. There's a grade 8 and 9 soccer. There's a grade 10 dance where our boys ask most of the girls side girls to go with them. We invite them to the whole inter school week. There's prestige athletics, debating they do together. They practice athletics at our Brug Street, and that's maybe a reason why our athletics is also so strong. Inter-school swimming gala, tennis, mixed tournaments, die lys gaan aan. Ons het baie interaksie met girls daai, so jy hoef nie bekommerd daar te wees nie. En selfs soms as jy kyk daar, dis 'n poster of 'n plakkaat wat op is in Bloemhof in die skool. Julle kan maar gaan kyk in hulle geografieklas. En julle kan nou lees, hulle sê daar, if you date a boy side, raise your hand, if not, raise your standards. En ek gaan nie daarteen stry nie. So is baie trots op ons manne. Ons gee vir meneer Nollies de Vries, ons skool geleentheid om die aand vir ons af te sluit. Meneer, ons luister graag na u. Goeienaand ouers, oupas, oumas. Ek sien hier so jonger boeties en sissies ook. En dan die graad 7 manne, graad 6 seuns wat ook hier is. Baie welkom hier by die skool. Ons amper klaar. Ek wil net kortliks vertel waarmee ons besig is hierdie jaar in die skool. Verlede jaar was die tema Lion Mode, so dit het basies gegaan oor om prosesgedrewe te wees, ons prosesse hersien en geëvalueer, en dan seker gemaak die kinders raak lief vir die prosesse wat ons in die skool volg. Wat baie belangrik is, ons is nie medalje of resultaat gedrewe by die skool nie, maar wel prosesgedrewe. Ons glo as jou prosesse in plek is, en jy is lief vir jou prosesse, dan sal dit outomaties sal die uitslag kom, soos wat ons laas jaar ook bewys het. Die tema vir hierdie jaar is our winning formula. So ons gaan hierdie jaar met die seuns 'n bietjie behandel en kyk wat 'n lesse ons kan leer uit Formule 1 uit. En daar is verskriklik baie, as jy net na daai prentjie kyk, dan sal jy sien, is nie net die bestuurder van die kar wat belangrik is, daar is baie mense betrokke by die kar. So hoe ek dit gaan doen, ek gaan dit in 3 minute doen, jy moet net vinnig lees. So ek gaan vir julle skyfies wys, en lees julle net, en ek sal mekaar net sê, wat ons basies gaan doen met die kinders, as het gaan oor Formule 1, our winning formula for this year. So wat belangrik is, ons is 'n tradisionele seunskool. 'n Seunskool is die beste plek vir 'n seun om skool te gaan. Dis die beste plek om te ontwikkel vir 'n seun. As dit nou gaan oor kultuur, sport of akademie, selfs met 'n meisie in 'n enkel geslag meisieskool. Alle statistiek bewys dit in Suid-Afrika. Jy kan maar net die akademiese resultate, sportprestasies en kultuur dophou. So dit is die beste plek vir 'n seun om te wees, is in 'n seunskool. Verkieslik in Stellenbosch, want dit is studentedorp, Parel se skoledorp. En dan bring ek dit net onder almal se aandag dat ons ook 'n skool is met Christelike waardes. En die derde een is vir my baie belangrik. Our boys' happiness is our priority. En dit is so. Baie mense kan sê eerste prioriteit by die skool is akademie, dit is waar, maar die seun se geluk is vir my die belangrikste. So my taak by die skool is om te sorg dat die personeel gelukkig is, die personeel sorg dat die seuns gelukkig is, en dan as die seuns gelukkig is, hopelik is die ouers ook gelukkig, en dan die oud boys en almal sommer daarna ook. So ek kan nou net vinnig lees. Ek gaan nou nie dit in detail met julle behandel nie, maar wat belangrik is, ons werk met die skool in spanne. Dit gaan oor een groot
span, die Formule 1, ons wen kultuur, we succeed together. Elke seun in hierdie skool is ons belangrik. Dit gaan nie net oor die ouetjie wat 80% gemiddeld kry nie, of die superster op die atletiekbaan, of 'n ouetjie wat baie goed in kultuur is nie. Boysay, hier is 'n plek vir almal in hierdie skool. Vir almal in die skool is daar 'n plek. En dis ook ek graag wil hê, almal moet aansoek doen by die skool. Moenie dink jou seun het dit nie, of baie ouers bel my, ja, maar is dit genoeg? 70% gemiddeld, of hy speel nou nie A-span nie. Dit is nie nodig nie. Alle kinders is welkom by ons skool. Dis belangrik, die mansonderwysers weet, hulle taak is om te dien as rolmodelle by die skool. Die damespersoneel bring die sagte deel van die skool na die kinders toe. Niks kan gebeur sonder selfdissipline by die skool nie. So ons is baie streng op dissipline. Ons is baie gedissiplineerd. Dalk 'n bietjie te veel vir ouers dalk wat van ander laerskole afkom, maar dit is hoekom ons so goed doen, is omdat ons erg is oor ons dissipline by die skool. Respek, baie mense sê altyd, die Boysay seuns staan op, omdat hulle respek het vir die persoon wat verbystap. Maar dit is nie heeltemal waar nie. Dit gaan oor selfrespek. So eers moet jy vir jouself respek hê. As jy vir jouself respek het, dan maak dit nie saak wie verby jou stap. Jy staan vir daai persoon op om jy vir jouself respek het. So die kinders moet dit weet, want jy ken nie die oom of die tannie wat verby jou stap nie. Jy weet nie waarvan hulle kom nie, maar jy het respek vir jouself, vir jou skool, en dis hoekom ons opstaan. Heart like a lion, you don't have to start in front. Dit sien ons in Formule 1. Hoef jy eers te begin nie, om te wen nie. En elke seun in die skool se wen is ook anders te gedefinieer. 80% is nie almal se wen nie. 60% is party seuns se wen. So jy hoef nie eers te begin nie, solank jy net vorentoe gaan en ontwikkel. Hard work beats shortcuts, dit het ons gesien. Jy help jy talent en jy werk jy hard nie. Dan gaan jy nêrens kom nie. En dan baie belangrik, mistakes at school are lessons, not labels. Eendag in die regte wêreld, in die groot mens wêreld, is dit 'n bietjie anders as jy groot foute maak. By die skool, as kinders foute maak, dan sit ons nie labels om hulle nekke nie. Ons is in die besigheid van tweede kansse, ons gee kinders tweede en selfs derde kansse, solank hulle leer. Dit is belangrik vir een dag vir na skool. Boys must learn to manage pressure. You must know your actions are reflecting on this school and our values. En dan vir julle ouers wat vanaand in die saal sit, ook julle seuns, dit hoe hulle gedra, is ook 'n weerspieëling van die huis. So dis belangrik dat die kinders dit weet. Hier is nie plek vir egos in die skoolie. 'n Eerste span rugby seun is net so belangrik soos die kleinste graad 8 seentjie wat nie sport doen nie. En dis vir my belangrik, en dis hoe my personeel ook die hele skool bedryf. So ek wil afsluit met 2 1-minuut video's, eers die Formule 1 en dan gaan ons oor na Boysay se Formule 1 toe. Boysay se een is baie beter.
was lekker 35-33. Dames en here, baie dankie dat u was vanaand. Ons sien uit daarna om julle aansoeke te ontvang. Meneer Blom gaan net so vinnig iets oor die aansoekproses sê. Onthou die WKOD is die amptelike plek om aansoek te doen vir u seuns en nie aansoekvorm wat u dalk van die skool af of elders in die hande gekry het. U moet op die WKOD se webblad moet u aansoek doen. Baie dankie dat u was. Lekker rond verder. Baie dankie meneer. So net so vinnig soos meneer De Vries nou gesê het, you will see there the WCED admission website. You will see it there on the screen now. So from the 10th of March, that's when you can start applying. Ons kan ongelukkig glad nie vir u kind plek gee as daai vorm nie daar ingevul word en dit deur daai kanale gaan by ons uitkom nie. So ons kan ook nie voor dit regtig iets meer doen nie. So as u net daarvan 'n foto wil neem of wil sien, dit's op ons webwerf en alles sal dit ook beskikbaar wees. En dan daar sal julle sien indien daar enige vrae is, kan julle daarna 'n e-pos toestuur. Ons sal nog 'n paar minute hierna ook hier sou wees en baie sterkte met julle besluit. Ek is self 'n hierdie jaar graad 8 kind wat in Girls High is. So ek weet waar julle is op die oomblik. Ons was laas jaar daar. Dit is maar deurmekaar en al die skole gee dit al vir beste voet voor. Maar ek kan vir julle eerlik sê, dit wat julle vanaand beleef het en gesien het, dis wie Boys High is. Ons is nooit op 'n ander dag, op 'n ander manier as wat ons vandag was nie. So ons hoop julle dit geniet. Julle moet asseblief veilig terugry huis toe. Enige vrae, ons is nog 'n rukkie na die tyd hier. Baie dankie, ons waardeer.